Goeiemôre broers en susters. Hartlik welkom by die erediens vanoggend. Ons bede is dat die diens vir u almal sal wees tot opbou in die geloof en bo alles dat dit sal dien tot die eer van die Here. Soos gebruiklik het ons nou 'n paar oomblikke stilte voordat ons met die erediens begin. Die wydingslied vanoggend, gesang 9. Ons sing albei verse. Ons sing dit staande saam en bly dan staan tot na die lofsang. Die lofsang is Psalm 116, verse 1, 7 en 10. Psalm 116, vers 1, 7 en 10. Ek is die goeie herder, my skape luister na my stem, spreek die Here. Geliefdes, genade vir u en vrede van God ons Vader, van Christus Jesus ons Here en van die Heilige Gees. Amen. Amen.
Wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê, want hy wat 'n ander lief het die wet vervul. Luister na die wet van die Here, soos dit deur Jesus saamgevat is en vir ons opgeteken is in Matteus 22. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê: Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Die skrif leer ons dat almal onder die sonde is, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. In ootmoed buig ons laag voor God en bely dat dit waar is, ook van my en van jou. Maar as ons in berou en geloof ons sonde bely, verseker God ons in sy woord, dat ek en jy deur sy genade sonder verdienste geregverdig word deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Daarom besing ons die wonder van God se vergifnis met die sing van Gesang 75, die eerste en tweede verse. Saam met die kerk oor al die eeue, bely ons dan nou ons algemene Christelike geloof, waarin ons nie twyfel nie. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons wy nou opnuut biddend ons lewe aan die Here toe, met die sing van Gesang 321, vers 1 en vers 2.
Uit die woord van God, broers en susters, lees ons waarskynlik een van die bekendste gedeeltes. Ons lees uit die eerste brief van Paulus aan die Korintiërs, hoofstuk 13. 1 Korintiërs 13 van vers 1 tot vers 13. Kom, laat ons eers saam bid om die verligting deur die Heilige Gees. Ons Vader in die hemel, as ons in u magtige, heilige, maar ook liefdevolle teenwoordigheid saamkom, dan word ons stil. Want ons woorde is te min om u lof te besing. Ons verstand is te klein om u ontferming te beskryf. Ons hart en mond is te onrein om u heiligheid onder woorde te bring. Daarom buig ons nederig in gebed. En ons vra, Here, dat u self ons lof en ons dank, ons lied en ons gebede, ons belydenis en ons saamwees in u naam, sal heilig deur u Gees. Dat u self aan ons die woorde sal gee, en self aan ons die insig in die hart sal lê. En dat u ons saamwees hier sal aanneem as 'n offer tot u eer en vir u lof. Ons bid ook, Here, dat u ons genadig sal aansien en u woord na ons toe sal laat kom. U het die woorde van die ewige lewe. Spreek die woorde tot ons, o Here. Gee dat ons dit mag hoor en ons eie sal maak. Voed en versterk ons met die woord, dat ons as u kerk op hierdie plek kan leef in gehoorsaamheid aan u. Gehoorsaam deur u liefde hê bo alles en ons naaste soos onsself. Laat u liefde in ons, ook by ons liefde wek vir u kerk en vir mekaar, o Here. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus. Amen. 1 Korintiërs 12 vers 31 sê, maar beywer julle met die oog op die beste gawes, en ek wys julle 'n nog uitnemender weg. Al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n luidende simbaal geword. Al sou ek die gawe van profesie hê, en al die geheimenisse weet, en al die kennis, en al sou ek al die geloof hê, sodat ek berge kon versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. En al sou ek my goed uitdeel, en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. Die liefde is lankmoedig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblaas nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie. Is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nimmer meer, maar profesieë hulle sal tot niet gaan, of tale hulle sal ophou, of kennis, dit sal tot niet gaan. Want ons ken ten dele en ons profeteer ten dele. Maar as die volmaakte gekom het, dan sal wat ten dele is tot niet gaan. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind, maar nou dat ek 'n man is, het ek die dinge van 'n kind afgelê. Want nou sien ons deur 'n spieël en 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. En nou bly geloof, hoop, liefde, hierdie 3. Maar die grootste hiervan is die liefde. Dit is die woorde van die Here. Gelukkig is elkeen wat dit hoor en wat dit ook doen. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Daar was 'n fout in die gemeente van Korinthe, broers en susters.
En Paulus spreek hierdie foute skerp aan. Daar was partyskappe. Daar was ongeruimde manier van lewe. Daar was gebruik van die nagmaal wat nie tot eer van die Here was nie. En dan was daar mense wat gedink het dat die manier waarop hulle die gemeente dien, maak van hulle meer as die ander mense. En daar was mense wat gedink het, omdat hulle nie besondere gawes gehad het nie, is hulle eintlik nou nie iets werd nie, en daarom is die kerk 'n saak van toeskouer wees. In Romeine, in Korintiërs 12, 13 en 14, hanteer Paulus hierdie baie moeilike saak. En die eerste wat Paulus sê, is dat ons moet weet hoekom ons kerk is. Niemand kan sê dat Jesus die Here is, behalwe deur die Heilige Gees. Ons is kerk, omdat die Here self van ons sy kerk maak. Ons is syne, omdat die Here Jesus ons uit die ellende van sonde en dood en verdoemenis kom red het. Om kerk te wees is 'n wonder. En dis 'n baie, baie groot voorreg. Want as jy 'n kerk is, het jy deel aan die liggaam van Christus. Dan word jy met hom een op 'n baie besondere manier. En leef ons in hierdie eenheid met hom. En vir hulle wat met hom een is, en wat geroep is om sy liggaam in die wêreld te wees, en sy opdrag in die wêreld uit te voer, aan hulle vertrou Jesus gawes en geleenthede toe. Daarom kan niemand sê die gawe wat ek het om in tale te praat, is meer werd as die gawe wat my broer het, wat nie in tale kan praat nie. Want om in tale te praat was vir die gemeente belangrik, maar ook om tale uit te lê was vir die gemeente belangrik. Elkeen in die gemeente het 'n rol om te speel. En die gawe wat jy het, sodat jy hierdie rol kan vervul, het die Here aan jou toevertrou ter wille van die gemeente. Dis nie iets wat uit jouself uitkom nie. Die Here vertrou dit aan jou toe. Dis sy gawe, sy geskenk, wat hy deur jou aan die gemeente gee. En daarom kan Paulus vir hulle sê, julle is een liggaam. Nie een is belangriker as die ander een nie, nie een kan hom verhef bo die ander een nie. Julle moet saam hierdie liggaam van Christus dien. Julle moet in hierdie wêreld saam aantoon dat julle myne is. En daarom moet julle beywer met die oog op die beste gawes. Dis nou 'n vreemde ding om te sê, beywer jou met die oog op die beste gawes. Maar dit is nie so vreemd om jou daarop toe te lê om die beste geskenke te ontvang uit die hand van die Here nie. En jy doen dit wanneer jy in die gemeente leef en jy sien hier is 'n bepaalde leemte in dienswerk. En nou neem jy daardie diens op. En nou gaan doen jy daardie werk in belang van die gemeente. En dan skenk die Here aan jou die gawes wat nodig is om dit te doen. En so word die gemeente gedien en so bou die gemeente homself op in die geloof en die eenheid met die Here. Maar sê Paulus, as julle julleself nou beywer met die oog op die beste gawes, dan moet ek nou vir julle wys wat onontbeerlik noodsaaklik is in die lewe van die gemeente. Wat by julle fout gaan, is nie dat julle nie die gawes het nie, maar dat julle hierdie gawes nie vanuit die regte motivering aanwend nie. Dis nie die regte bron
waaruit dit voortvloei dat julle die Here wil dien nie. En dan skryf hy 1 Korintiërs 13, hy sê, ek wys vir julle wat is die onontbeerlike gawe. En die onontbeerlike gawe is die liefde. Maar die liefde waarvan Paulus hier praat, as die onontduikbare fundament, as die wesentlike ding van kerk wees, is nie algemene liefde of broederliefde of romantiese liefde of menseliefde of so 'n soort van 'n liefde nie. Die liefde wat die grondslag vorm, die wesenlike ding vorm van ons kerkwees, is die liefde wat Christus ons beveel het en die liefde wat hy in ons werk. Die liefde waaraan die wêreld sal kan sien dat ons syne is, dat ons kerk is. Die Here Jesus sê vir sy disippels, ek gee julle 'n nuwe gebod, dat julle mekaar moet lief hê. Soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Dis hierdie liefde wat uit Christus kom. Hierdie liefde wat ons aan hom bind as 'n eenheid. Hierdie liefde wat ons vir mekaar het, omdat ons die Here lief het, wat onontkombaar noodsaaklik is vir 'n gemeente om te leef en die werk van die Here te doen. Wie die Here van die kerk lief het, het ook die kerk van die Here lief. En wie die kerk van die Here lief het sy broers en sy susters lief, omdat hulle broers en susters van die Here Jesus is. En sonder hierdie liefde is dit nie moontlik om kerk te wees nie. Daarom sê Paulus vir die gemeente, al het julle nou hierdie wonderlike gawe van tale, die heel beste manier van tale praat, van engele en mense, en kan julle die woord verkondig op 'n manier wat niemand kan misverstaan nie, dan is julle sonder liefde net 'n leë blik met groot lawaai. En as julle nou hier al die kennis bymekaar maak, die dinge wat vir die Korintiërs nou so belangrik was, al die profesieë kan profeteer, al die duister geheime van die woord kan opklaar, en julle kan vir almal vertel presies hoe die planne van die Here in mekaar sit. Maar julle het nie liefde vir die Here en sy kerk en liefde vir mekaar nie, dan is julle niks. En al sou julle dan sê, ons sal ons opoffer. Ons sal ons lewe gee vir die kerk. Ons sal ons lewe gee vir die Here. Maar julle gee nie liefde nie, dan baat dit jou niks. Sonder liefde kan ons nie kerk wees nie. Ons kan dalk voorgee om kerk te wees. Maar as ons nie mekaar lief het nie, sal die wêreld nie kan sien dat ons die Here se is nie. En dan kan ons nie kerk wees nie. En hierdie liefde, sê Paulus, bly. Die gawes waarop die Korintiërs hulle nou so beroem, dit gaan verby. Daar is 'n tyd wat die profesieë vervul is. Daar is 'n tyd wanneer die geloof oorgaan in aanskoue. En dan is dit nie meer nodig nie. Dan is al hierdie gawes verby. Maar die liefde die bly. En wat Paulus daarmee bedoel, is nie alleen dat die liefde in die ewigheid steeds daar sal wees nie. Dit bedoel hy ook. Maar dat die liefde die belangrikste fundamentsteen is waarop die kerk moet bou. Die liefde vir die Here Jesus, die liefde vir sy liggaam. Vanuit daardie liefde bou ons die kerk op. En Paulus sê, nou bly geloof, hoop en liefde, hierdie 3. Maar die grootste hiervan is die liefde. En natuurlik, broers en susters, bly geloof nie in die ewigheid nie. Die geloof gaan oor in aanskoue.
Die hoop is nie daar wanneer Jesus weer kom nie. Dan is die hoop vervul. Nou, hoe bedoel Paulus dan dat dit bly? Die liefde bly natuurlik in ewigheid. Want dit is die liefde wat ons daar intrek en die liefde wat ons daar vashou. Maar Paulus sê die 3 hoekstene, die 3 fundamentstene van die kerk, wat bly en wat moet bly, waarsonder jy nie kan kerk wees nie, is geloof en hoop en liefde. Sonder geloof in die Here Jesus kan jy nie deel van die kerk wees nie en kan die kerk nie leef nie. Sonder die verwagting van die ewige heerlikheid, wat die toekoms oopsluit, kan die kerk nie op pad bly na die ewigheid nie. Dan word hy wanhoopig en dan bly hy agter. En daarom is die geloof noodsaaklik en is die hoop noodsaaklik. Maar die grootste hiervan is die liefde. Want aan die liefde sal hulle weet dat julle myne is. Sal julle my beeld in die wêreld uitdra. Sal julle my dienswerk doen. Sal julle my liggaam in hierdie wêreld wees. En in die middeldeel van hierdie hoofstuk beskryf Paulus dan hoe die liefde is. En wat die liefde doen. Die liefde is lankmoedig en vriendelik, nie jaloers nie, praat nie groot nie, is nie opgeblaas nie. Die dinge hoort amper almal so bietjie by mekaar. Lankmoedig beteken dat die liefde kan aanhou. Die liefde hou nie sommer kort op nie. Die liefde, die kan verduur en is duursaam. Wanneer daar moeilikhede kom, wanneer dit swaar gaan, dan bly die liefde. En die liefde hou nie op om te bestaan nie. En die liefde is vriendelik. Die liefde is nie knorrig en nors en suur nie. Dat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. As ons die Here Jesus lief het, dan kan ons maar vriendelik wees met almal. Want ons dra die beeld van Jesus in hierdie wêreld uit. Die Jesus wat werklik gekom het om vir sondaars 'n vriend te wees. En die liefde is nie jaloers nie. Die liefde is nie naïwerig op 'n ander een nie. Onthou nou, Paulus praat steeds oor die liefde as die fundamentsteen van die kerk. En hoe moet dit wees binne die kerk? So moet ons binne die kerk mekaar lief hê, lankmoedig en vriendelik. En as een nou gekies word as 'n ouderling en die ander een word nie gekies nie, dan word jy nie jaloers en sê hy het dit nie verdien of hy het weer met sy maatjies gekonkel of sulke naïwerige dinge nie. Jy is dankbaar en jy dra by en jy ondersteun. Die liefde praat nie groot nie. En as jy nou gekies is as 'n ouderling, dan gaan jy nou nie heen en vertel vir almal hoe jy nou hierdie kerk gaan regryk en wat jy nou alles gaan doen en hoe belangrik jy nou eintlik is nie. Dis nie nodig om groot te praat nie. Dis nie paslik nie. Want wie van ons is meer as net 'n dienskneg van die Here? En as jy die Here lief het, dan is jy met dankbaarheid sy dienskneg. Sien jy raak hoe groot voorreg dit is. Wat 'n genade hy aan jou bewys, dat jy vir hom iets kan doen. En dat jy kan bydra tot sy gemeente se vooruitgang. Jy gaan nie daaroor groot praat nie. Die linkerhand hoef nie te weet wat die regterhand doen nie. En allermins gaan jy jou daaroor opblaas. Dink dat jy nou beter is as die ander in die gemeente. Nee, jy gaan jou werk doen soos 'n kneg wat weet dat jy die werk van die Here doen. Maar omdat jy dit so doen, daarom handel die liefde nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie. Nie onwelvoeglik nie,
beteken dat die liefde nie so optree, dat hy buite die wil en die wet van die Here gaan optree nie. Die liefde hou hom aan die woord van die Here. Die liefde tree, as dit maar so kan sê, eties op, tree korrek op. Die liefde is gehoorsaamheid aan Christus, gehoorsaamheid aan sy gebooie. En wanneer jy aan hom gehoorsaam is, dan gaan jy nie so optree dat almal vingers na jou kan wys. En daarom soek jy ook nie jou eie belang nie. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Kan jy nie omdraai en sê, ek moet myself liewer hê as my naaste nie. Ek gaan nie my eie belange soek, en dit wat vir my nou belangrik is, dryf en doen, en maak asof dit ook vir die gemeente die belangrikste moet wees nie. Ek gaan nie soek om myself te verhoog en te verhef nie. Ek is 'n dienskneg en ek leef as 'n dienskneg. En daarom word ek nie verbitterd nie en reken ek die kwaad nie toe nie. Omdat ek nie vir myself so belangrik is nie, daarom reken ek nie as iemand my te nakom, dat ek nou daarvan moet boekhou nie. En as ek daarvan boekhou, dan word ek al bitterder, omdat niemand iets daaraan doen nie. Iemand my te nakom, dan vergewe ek reken die kwaad nie toe nie. En wanneer ek vergewe, is die saak afgehandel. Dan word ek nie bitter daaroor, laat ek nie toe dat dit 'n eeld op my siel maak, wat vir jare lank duur nie. Is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Die liefde is nie bly as daar iets sleg in 'n gemeente gebeur, of as daar iets sleg met 'n lidmaat gebeur, of as daar een of ander verkeerde ding aan die lig kom. En dan is jy nou bly daaroor. En dan verheug jy jou nou daaroor, dat boontjie kry sy loontjie nie. Met hierdie soort onreg wat plaasvind, gaan jy nie saam nie. Wanneer iemand 'n ander kwaad wil aandoen, dan gaan jy nie daaroor of daarmee saam doen in 'n kerk, om partyskappe te vorm en skeuringe te veroorsaak nie. Maar jy is bly saam met die waarheid. Bly met die waarheid van Jesus Christus. Bly dat hierdie kerk die liggaam van die Here is, wat die werk van die Here doen. En dis hierdie waarheid wat jou vreugde gee as 'n lidmaat van die kerk, maar ook verantwoordelikheid gee. Vreugde gee om op die pad na die heerlikheid te bly. Om hand aan hand te loop met die Jesus wat die weg en die waarheid en die lewe is. Maar ook tegelykertyd jou broer en suster by hierdie waarheid te hou. En as daar 'n probleem kom en as hy struikel en hy val, dan gaan tel jy hom op en jy bring hom terug en jy neem hom saam. So tree die liefde op. En hierdie liefde is in 'n gemeente onontbeerlik. Dis die liefde wat ons vir mekaar behoort te hê as broers en susters. En dit het 'n bepaalde gevolg in 'n gemeente. Wanneer ons so met mekaar saamlewe, lankmoedig en vriendelik, sonder jaloesie en nawywer, sonder om die wet van die Here te oortree. Wanneer ons so met mekaar saamlewe, dat ons almal die waarheid soek en daarin ons vreugdes vind, dan is dit 'n resultaat. Die kerk, broers en susters, bestaan uit mense. Mense, het ons nou so pas bely, is almal onder die sonde. Dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Mense is vol vlekke en rimpels en plooie. Mense is vol foute.
Dis moeilik om mense lief te hê. Maar om Jesus se broers en susters lief te hê, beteken dat ons alles bedek. Die liefde bedek alles. Die bedoeling is nou nie dat die liefde alles toesmeer wat in die wêreld gebeur. Dat ons nou sê, omdat ons nou so lief is vir mekaar, daarom smeer ons nou toe as daar korrupsie is en as daar misdaad is, en dis nie wat hier bedoel word nie. Dis die liefde binne 'n gemeente. En dit maak dat ons die dinge in die kerk kan bedek. En nou kom dit tot teen ons vel. Want dit raak nou elkeen van ons. Dit bedek al die vlekke en rimpels in die kerk. En as ek nou met iemand in die kerk 'n onenigheid het, en ek sien al sy vlerke en sy rimpels raak, dan is die liefde wat my anders laat kyk, die liefde wat my laat sien dat hierdie mens in sy sondigheid is 'n kind van God, is deur Jesus gewas. Die liefde wat Christus vir my het, wat al my sonde bedek, word weerspieël in die liefde wat ek het vir my naaste, wat sy sondes bedek. En daarom loop ek nie daarmee te koop nie. Daarom gaan ek nie en lê elkeen se swakheid bloot voor die hele wêreld en blaas 'n trompet daaroor nie. Die Here Jesus leer dit self vir ons. As jou broer iets teen jou het, gaan praat met hom. En as hy na jou luister, het jy jou broer gewen. As hy nie na jou luister nie, dan gaan jy na die gemeente. Dan gaan jy dit openbaar maak. Maar praat met hom, hou dit privaat, solank as wat dit kan. En bo alles, kyk na mekaar en sien jou broer en suster dra die gesig van Jesus Christus. Rein, gewas, skoon, 'n kind van God. Dit bedek nie alleen alles nie, dit glo alles. Dit glo alles beteken nie dat ons nou enige ding moet vir soetkoek opeet nie. Ons het nie geglo toe iemand nou beduie het die wegraping so 'n week of 2 terug plaasvind nie. Ons glo ook nie alles wat die politici kwytraak oor hoe wonderlik goed dit nou vorentoe sal gaan in die land nie. Het gaan oor glo as 'n optrede hier in die kerk onder mekaar. En dit beteken dat ons mekaar se goeie trou aanvaar. Dat ons aanvaar die broer en suster wat saam met my leef. En saam met my bely, ek glo in Jesus Christus, betroubaar is. Dat hy nie besig is met valshede nie. En as ek met hom 'n onderonsie het, en hy kom na my toe, of ek gaan na hom toe, en ons ruim dit uit die weg, dan aanvaar ek dis uit die weg geruim. En trek ook so op, ek vertrou my broer en my suster, en met hierdie vertroue werk ons saam en leef ons saam in die kerk. Ek gaan soek nie voortdurend weer foute, en ek leef nie met agterdog teen alles wat die ander een in die kerk doen nie. Dit hoop alles. Hoop is die vaste verwagting op dinge wat ons seker is sal gebeur. Dis die Christelike hoop. Dis nie dieselfde ding as ons sê, ons hoop alles om te sê, ek hoop my span wen die wedstryd nie. Hoop is om seker te wees
dat die Here Jesus kom. En die hoop wat hier ter sprake is die verwagting dat ons as liggaam van Christus hier saam leef, saam werk, saam tot eer van die Here kan bou aan sy koninkryk, en dat ons nie besig is met speletjies nie, dat ons werklik besig is met ewigheidswerk, dat ons hier besig is om met mekaar saam die liggaam van Christus op te bou. En dis die verwagting wat ek het ook van my broer en my suster in hulle optrede. Ek verwag dat hulle optrede ten goeie sal wees, tot opbou van die koninkryk, nie te kwade, en dat dit breek aan die kerk nie. En dit verdra alles. Dit kom die naaste aan ons vel. Wanneer iemand my te nagekom het, of wanneer iemand groot hoeveelheid werk op my skouers plaas, wanneer ek sien, ek word selfs bietjie uitgebuit, dan trek ek nie my stert in 'n krul, en dan sê ek, nou hou ek op om kerk te wees nie. Ek verdra die swakhede van my broers en susters. Ek verdra die tekortkominge van 'n gemeente, 'n kerkraad, 'n dominee. Ek verdra dit uit liefde. Die liefde van Christus wat in my hart uitgestort is. Wat my oortuig, ek is syne. Die liefde wat my deel maak van die wonder daarvan dat ek mag kerk wees. Die liefde stel my in staat om te verdra wanneer die kerk sy al te menslike gesig na my kant toe draai. Sonder liefde, broers en susters, kan die kerk nie bestaan nie. Paulus is nie die enigste wat dit skrywe nie. In die Openbaringboek word daar aan Johannes 'n gesig getoon van die kerk en die 7 gemeentes. Die gemeente van Efese word geprys vir al die goeie dinge wat hulle doen, dat hulle dwaalleraars nie verdra nie, en dat hulle optree teen mense wat verkeerd doen. Maar dan sê die Here Jesus vir die gemeente van Efese, maar ek sal jou kandelaar uit sy plek verwyder, want jy het jou eerste liefde verlaat. Jy het jou eerste liefde verlaat. Die liefde vir Christus het plek gemaak vir ander dinge. Liefde dalk vir die orde in die kerk, of die liefde vir die kerk self, of die liefde vir die werk in die kerk, maar die liefde vir Christus het op die agtergrond geraak. En dan word die kandelaar verwyder. Want ons kan net kerk bly, en net kerk wees, wanneer ons die Here lief het. Dan kan ons die kerk van die Here lief hê. Dan kan ons die kinders van die Here lief hê. As ons hom nie lief het nie, dan baat al die ander dinge niks. Oktobermaand, broers en susters, is hervormingsmaand. Hervorming, so het ons verlede week in die erediens aangetoon, begin by my en by jou. Daar word baie keer gevra, wat is fout met die kerk? Wat is fout met ons susterskerke? Wat is fout met die kerke in die algemeen? En ons moet baie diep gaan ondersoek instel. Paulus sê vir die Korinthe gemeente, die fout in julle gemeente is dat julle nie meer die Here lief het nie. Dat julle nie uit liefde vir sy liggaam optree nie, en daarom nie uit liefde vir mekaar nie. Julle het vergeet hoekom julle kerk is. Ons sal elkeen maar diep in sy hart moet gaan vra, weet ek nog
Hoekom is ek deel van die kerk? Leef ek nog uit die wonder dat die Here Jesus homself vir my gegee het, sodat hy my uit die poel van verdoemenis kon ruk en deel maak van sy liggaam? Leef ek nog in verwondering en dankbaarheid daarvoor, sodat ek op sy liefde kan antwoord met die liefde wat hy my geleer het. Die liefde wat beteken dat ek myself verloon en my kruis opneem en hom volg. Die liefde wat beteken dat ek 'n dienskneg is vir my broer en my suster. Die liefde wat beteken dat as ek deel is van die kerk, ek die werk van die Here met vreugde en ywer en toewyding doen. Die kerk, broers en susters, het waarskynlik baie ingrypende hervorming nodig oor die hele wêreld. Ook ons eie gemeente het hervorming in die sin nodig, dat ons opnuut terugkeer na ons eerste liefde. Die liefde vir die Here van die kerk. Sodat ons die kerk van die Here kan lief hê en in liefde met die kinders van God saam kan lewe. Amen. Kom ons dank saam. Onse Vader in die hemel, ons dank U Here vir al die goeie dinge wat U ons gee elke dag, uit liefde, uit genade, sonder verdienste. U skenk dit aan ons ten spyte van wie ons is en wat ons doen. En as ons kyk na die wêreld om ons en die land waarin ons woon, dan kom ons elke keer weer diep onder die indruk daarvan, Here, dat U lankmoedig is, groot in geduld, dat U nog steeds geleentheid gee tot inkeer en omkeer en bekering. En ons bid, Heer, dat dit dan ook sal gebeur. Wil deur die verkondiging van U woord mense opnuut tot die besef bring van die groot liefde van Jesus Christus, sodat ons met liefde daarop kan antwoord en dat die hele wêreld kan sien, ons is U kerk. Ons dank U vir U sorg oor ons. Ons bid dat U ook in die week vorentoe vir ons sal sorg. Ons bid vir die land waarvan ons deel is. Ons bid, Heer, dat U ook in hierdie land vir ons weer sal leer om U te ken, om U te gehoorsaam, en dat U tog oor ons U genade sal bly betoon, dat U nie met ons sal optree na wat ons verdien nie. En ons bid, Here Jesus, dat U sal kom, dat U gou sal kom, en dat U ons in U liefde sal opneem in die ewige heerlikheid. Dit vra ons alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons sing ten slotte gesang 319, al 3 die verse.
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u almal bly. Amen.